Halleluja. Zet even langs aan jou, jy is op die rechte plek vanavond. Op hierdie vrijdag aan. Jy is op die rechte plek vanavond. Halleluja. Jy die beste plek uitgekies, mama. Daddy, jy die beste plek uitgekies vanavond. Om te kom luister wat die Here vanavond vir u te sê het. Amen. Halleluja. Praise the name of Jesus. Ek sê baie dankie vir die Here vir die 3 aande wat hy saam met ons was. Halleluja, die Here was met ons gewees. Halleluja, ons het net hoop en liefde. Het ons kon verklaar dat die Here, hy gee nog om. Wanneer mense nie meer omgee, die gee die Here. Hy gee nog om. Want die Bybel sê, toen almal voorbij hier die man loop, en toen almal sien, dat hy daar lê, en hulle kon niks vir hom doen nie. Toe die Leviet voorbij loop, toe die priesters voorbij loop, toe hy lê daar in sy wonde. En die Bybel verklaar dat hier die man was op reis gewees. En die Bybel sê dat op sy pad het daar
rowers op sy pad opgekom. Ek wil met iemand praat vanaand. Jy was op reis gewees iewers, maar die rowers het op jou pad gekom. En hulle het alles beroof. Hulle het jou vryheid beloof. Hulle het alles beroof wat jy beplan het. En die Bybel sê, hulle het hom daar laat lê, half dood aan sy pyn. Hulle het hom daar laat lê, halleluja, op moedverloorse vlakte. Maar ek ken iemand vanaand wat hom weg omgekom het. En die Bybel sê, toe die goeie Samaritaan daar voorbij kom, het hy hom opgetel. Hy het nie net hom opgetel nie, maar hy het hom verbind aan sy wonde. Kan jy vir iemand sê vanaand, dat die Here is vanaand hier, om jou te bind aan jou wonde. Ek weet nie wat se snye jy het nie, ek weet nie wat se pyn jy het nie, maar wat ek weet, die Here is in staat om jou wonde te verbind. Wat het seer gekry? Ja! Mense het ons al hier gesê? Ja! Mense het alles gesê van ons? Ja! Maar die Here het nie in jou gesien nie. Hy het jou opgetel en hy jou verbind. Sê vir iemand, die Here het my opgetel. Die Here het my opgetel. Die mense op my neerkyk, het die Here my opgetel. Die goeie Samaritaan as vanaand hier in maande en strate om jou wonde te verbind. Jy bloei al jare, as al jare wat dinge die lekker gaan nie. En dier jou wonde kan jy nie vorentoe gaan nie, maar ek het gekom om hier die Vrydag aand om vir jou te sê, die Here is in staat om jou wonde te verbind. Jesus. Hoekom ons nie kan aanbeweeg nie? Want as dinge wat verkeerd geloof het in jou lewe, en jy kan nie vrede maak met dit wat gebeur het in jou lewe nie. Jy blameer baie mense, en dis hoekom jy nie kan aanbeweeg nie. Van jy blameer almal, maar jy kom nie tot die beseffing nie, dat jy die zaligmaker nodig om jou by mekaar te sit, en jou op te tel, en jou te verbind nie. Halleluja. Die probleem wat ons met sit, as God wil die verandering maak, Ja. maar ons hou vast aan die so aan ons verlede. Die probleem is, ons wil nie losbreek van ons verlede nie. Die probleem is, jy is nie in staat om dit neer te sit wat jou vasthou nie. Jy wil nie tot die beseffing kom dat die ding wat ek nou al jare doen, dit werk nie vir my nie. En nou dink ek aan 'n gedeelte waar hierdie ryk jongman vir Jesus vra, wat moet ek doen om eendag in die koninkryk te gaan? En Jesus gee hom een opdrag wat Jesus hom gee. Hy sê, gaan verkoop dit wat jy het aan die armes. Maar die ding wat my tref, Romano, is dat die Bybel sê dat hierdie jongman het 3 rug teruggekeer. Wat beteken hy was nie bereid om dit te verkoop, hy was nie bereid om die instruksies uit te gee. Hy was nie bereid. Die Bybel sê, tot Jesus sê, ek weet. Hoor wat sê die jongman, hy sê, ek het alles gedoen onder die son. Ek het my ouers gehoorsaam. Ek het alles gedoen van kleins af. Jesus sê, ga verkoop dit, wat jy voor die liefste is. Kan ek gewoon vir iemand sê, wat is jy so, wat is jy so lief? Wat jy nie bereid is om neer te sit, om die Here te volg. Jesus nodig iemand wat bereid is om sê, Here, hierdie ding wat ek so verlief is, because hierdie jongman was lief vir sy rykdom wat hy gehet het, maar hy wil hemel toe gaan, maar hy is nie bereid om af te staan vir die ding wat hom in die hemel toe vat.
And sometimes we are not willing to put down dat wat ons van jare aan vashou en lief is. En hy wil die gedagte vanaand, voor ek na die woord van die Here toe gaan, is jy bereid om die ding neer te sit, wat die liefde begin kom raak in jou leven. En ons woord kry vanaand in Lukas 15. Halleluja. 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 Mighty God. Halleluja. You Lord. I love you, Lord. For your mercy never fails me. All my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up till I lay my head, I will sing of the goodness of God. Your voice, your voice. You have led me to the fire. You have led me to the fire. In darkest night, In darkest night, you are close. you are close like no other. I know you. I know you as a father. I know you. I know you as a friend. I am living Come on, in the church. Lift your voice. goodness of Come on, God. now, let's do all my life. Here's how we start. All my life. All my life you have been faithful. Yes, you are. All my life. All my life you have been so So good. good. Every breath And every breath that I am made, I will see. I will sing Of the of the goodness. That is a goodness feeling. That is a of feeling. That is a God. feeling. All my life. All my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. Every breath With every breath that I am made, I will see. I will sing All the of the goodness. goodness of God. Kan jy die dierbare sport? All my life, all my life. All my life you have been faithful. Oh, you sound so good. All my life. All my life you have been so good. Every breath Every breath that I am able, I will see. I will sing Ons kan dit weer doen. of the goodness Yes, kan so of gesien. God. Jy kan so gesien. All my life. Lift your voice. Come on, lift your voice. All my life. All my life you have been faithful. All my life. All my life you have been so good. With every breath Every breath that I am made, I will see. I will sing Of the goodness. of the goodness of God. I will see. I will sing Of the good. of the goodness of God. Al hande met die licht nie, I will see. I will sing En as die waarheid wil wees of the nie, maar ek is goodness ook nie waar ek was nie, maar ek sal sing die heel van die Here. I will see. of the goodness of God. Terwyl ek skot al goed was, I will see. Of the goodness Oh, God. Somebody give God praise. Hallelujah. Hallelujah. Lukas 15. Lukas 15. Halleluja. Here ons eer. Lukas 15 vers 17. Maar hy het tot homself gekom en gesê: hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood, en ek gaan vergaan van hongerte.
Sê vir langs aan jou en hy het tot homself gekom. En hy het tot by homself gekom. Hy het by homself gekom. Hy het homself gekom, die plek waar hy is nie die plek waar hy behoort nie. Ja. Halleluja. Ek gaan het weer lees. Maar hy het tot homself gekom en gesê, hoe baie huurlinge van my vader het oorvloed van brood. En ek vergaan van hongerte. Ek sal opstaan en na my vader gaan. En ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. En ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie. Maak my soos een van u huurlinge. Vers 20. En hy het opgestaan en is sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. En dan gaan ek na vers 22. Maar die vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed en trek hom dit aan en gee die ring vir sy hand en skoene vir sy voete. Sê vir iemand langs jou, so die beste kleed. Die beste kleed. Dankie. Halleluja. Kom ons uit ons oor terwyl ons die woord van die Here gaan seën. Almagtige God, Hemelse Vader, daar's niemand soos U nie. Here, is ons vanaand, Here, ons is niks voor U nie, Here, maar ons net instrumente, Here. Op opdrag wat U ons gegee het, gaan dan die wêreld in en maak disippels van alle nasies. Gaan en verkondig die evangelie. Dis die mandaat, Here, vanaand wat ons opstaan, Here, niks anders nie, maar net, Here, om mense hoop te gee, en sê, U lewe in Jesus naam. En ons almal sê amen. Amen. Praise the name of Jesus. Lukas 15 praat van, daar was 'n pa gewees met 2 seuns. En die Bybel sê dat hierdie 2 seuns het besluit, hulle soek hulle eiendom. En die skrif sê dat hierdie pa het hom eiendom verdeel, hulle het 'n erf gegee wat aan hulle behoort. En die jongste het besluit dat hy sal sy erfdeel sal hy vat. Hierdie jong man het besluit dat hy kan op sy eie bene staan. Hierdie jong man het besluit dat hy het nie die huis van sy vader meer nodig nie. Hierdie jong man het besluit, hy wil hierdie wêreld aangaan, want hy kan op eie lewe, hy kan sy eie potsie, kan hy krap. Hierdie jong man het besluit dat gee wat aan my behoort, want ek wil gaan in hierdie wêreld. Hy het besluit, hy wil op sy eie voete wil hy staan. En die skrif sê dat hierdie paad ook gegee. En hierdie jong man het die wêreld ingegaan. Hierdie jong man het gegaan op sy eie prys die naam van die Here met dit wat hy het. Hy besef dat wat hy het is genoeg om in hierdie wêreld aan te gaan. Man te weet wat die wêreld vir hom aanhou nie. En nou sê die Bybel, toe Abraham en Lot prys die naam van die Here, toe hulle veel baie raak, sê hulle ons sal moet skei van mekaar. Lot, halleluja. Abraham sê vir Lot, kies jy wat se pad, wat se streep jy wil aangaan. En Lot kies wat vir hom goed lyk. En die Bybel sê dat Lot het gekies die plek waar daar waters is, die groenigheid van die wêreld. En die Bybel sê dat Lot het aangegaan dat die groenigheid, dit wat vir hom goed lyk. En wat met iemand praat vanaand, jy het hierdie wêreld aangegaan en dinge het goed gelyk, dinge het mooi gelyk, alles was mooi. Sonder die besef na die
die streek wat hy uitkies, wat van die oog af goed gelyk het gelei tot Sodom en Gomorra. Dinge lyk goed, jongen, van die oogpunt af wat jy nou sien. Dinge lyk goed van die oogpunt af waar jy nou staan, maar dit kan jou lei tot Sodom en Gomorra. Abraham sê vir hom, kies jy. En hy het gekies. Dit wat vir hom goed lyk. Ja. Maar ek laat die gedeelte. Want Abraham die oomblik het nie gekies. Wag op wat die Here sê. En God sê vir hom, Abraham, kyk op. Die weste en die oorde en die suide en die noorde gee kan. Kan ek vir iemand sê, God het meer vir jou instoor as wat jy dink. God het meer vir jou instoor. Maar die uniek lê in ons moet luister wat God vir ons wil sê. Die maklikste besluit van Lot was om te kies wat vir hom nou gaan saak maak. Ja. Kan ek met iemand praat? Ons kies ons altyd die maklikste manier. Hey, because is dit wat ek nou nodig het. Halleluja. En ons vergeet wat is God instoor vir jou, 'n hoopvolle toekoms. En dan jy is die kop en nie die ster. Jy is meer as 'n oorwinnaar. Jy is bo en jy is nie onder. So God het meer van Abraham instoor gegee as wat Lot gekies het. En die Bybel sê dat hierdie jong man het sy goede gevat. Hy het sy gedeelte gevat wat hom pa vir hom gegee het om erfdeel. En die Bybel sê hy het losbandig en te kere gegaan aan dit wat sy pa vir hom gegee het. En ons gaan hier die wêreld in. En ons lewe losbandig. Lyk daar as nie al môre nie. Ons gaan met ons lewe. Ons maak wat ons wil. Ons lewe losbandig. Dit besluit nou wat ons neem. Wat ons nie veroorsaak. Losbandig. Sê die Bybel en hier die jongman die wêreld ingegaan. Gegaan soos sy lewe. Hy het geloop soos sy lewe. Hy het alles gedoen wat nie goed is aan die oog van die Here nie. Prys die naam van die Here. Jong man, jy kan lewe soos jy wil, maar jy sal nie sterwe soos jy wil. Jy kan lewe sonder die Here, maar een dag is een dag. Sal die besyne plaas en sal ons dan gereed wees van die Here. Onthou net die besyne is, as jy gereed as die Here. Jou kom aan. Losbandig. Dit is sy geld gebruik. Ja man, die Here gee jou werk. Maar jy vergeet nou waar die mense vir jou gebid het. En jy gaan gebruik die geld. En entertain vriende hier en daar. Jy is die beste man. Jy is die beste man in die straat. Maar jy vergeet die aan, die bedankt. Waar jou maak en waar die man die opgestaan het, wat hy sê dierbaar is. Bid net vir my seun, dat hy jou werk moet kry. O Here, die Here is 'n waarmaker van sy woord. En ek gee jou die werke, wat jy die werke moet draai. Jou rug op die Here. Jy het losbandig te kere, gegaan in die wêreld. Jy het lekker gemaak. Jy sê nie, jy moet nie betaal nie. Ek sal betaal, want my wallet is vol, my sakke is vol. Alles gaan lekker, maar jy het nog die moela. God, Jesus gee. Hy gee ons hartsbegeerte. Ja. Hy doen dit. Ja, hy doen dit. Hy gee wanneer hy sien die ma. Hy sien die ma. Wat weer opstaan in die oggend. En bid vir haar kinders. En sommige kere dink ons as jong man, jy loop veilig. Ja. En jy kom te baie dinge op, jy survive net. Maar jy vergeet as 'n moeder wat hier opstaan om te bid vir haar kinders. Sy sê, Here, wees net daar waar hy is, wees aan hom, behoed hom, bewaar hom en beskerm hom. Prys die naam van die Here. En die Bybel sê, toe hierdie jong man, toe alles klaar was, toe
die sinneloze goede van hierdie aarde, toe jy alles klaar is, toe jy alleen is, kom hy op 'n plek, prys die naam van die Here, by die pele van die varke, 'n plek waar hy die voore, gebid het nie, 'n plek, wat hy die plek gemaak het, dat hy nooit geweer het, dat hy op so'n plek sal bevind nie. Jesus. Ek weet nie 'n paar mense wat saam kan stem vandag. Hallelujah. Wanneer jy alles het, dat is mense rondom jou. Yes, sir. Maar wanneer jy alleen is, dan Ja. is niemand meer. Wanneer er lekker dinge verby is, Ai, Here. dan is niemand rondom jou nie. En hulle maak ons uit en nie toe, ons geld het. Ja. So hou jou so. Ja. Toe het net toe, as jy ons nog so. Ja. En vergeet nie, toe die beste werk het, ons is so. Ja. En hy wil sê, hierdie man, hierdie jongen, vind hom op 'n plek, op moedverloren se vlakte. As sy hartsbegeerte sal hom net die pele van hierdie varke. Was iemand op die plek, waar dat droogte is in jou lewe. En dinge maak nie meer sin vir jou nie. En jy het alles gehet, maar jy het alles verloor in 'n oomblikse tyd. Jy het alles gehet, maar op 'n oomblikse tyd was alles net so weg. Was alles net so weggevat voor jou. Jy kom op die plek, waar dat niemand is nie. Die skrif sê dat hy kom die plek, die pele van die varke. En dis die ding wat ek vanaand wil oorbring. God vat jou deur 'n vallei. Vir jou om iets te leer. Deur dit wat jy gaan. God praat altyd met iemand wanneer jy alles verloor het. En wanneer alles nie reg loop nie. En dat nodig God nie by 'n mens rondom jou nie. Maar hy nodig net jou alleen. Wat die skrif sê, en hier is het vanavond. Die skrif sê, hy het tot by homself gekom. Hallelujah. Hy het tot by homself gekom. Yes. Hy het besef dat hier wat ek is nie die plek en die plan van die Here nie. Hallelujah. Hy het besef dat hy prys die naam van die Here, dat hy sal moet teruggaan na sy vader se huis. En die Bybel sê, hy het by homself gekom. En we moet iemand praat vanaand. Jy moet op 'n plek kom, van jy tot by jouself kom, om te sê hiertoe en nie verder nie. Hallelujah. Was jy al op die plek, waar jy besef, o Here, my eie wysheid het my nergens gebring nie. Ja. O Here, alles wat ek probeer het nie uitgewerk nie. Hy by homself het hy gekom, dat waar hy omvang, as 'n plek van droogte, as 'n plek van leemte, as 'n plek by die naam van die Here. As 'n plek van verwyte. Wanneer jy alleen staan, en jy praat met die Here. Jy sê tot hier toe. God soek iemand vanaand wat op jouself kom vanaand. Jesus. Soms moet ons op jouself kom. En hierdie dag pastoor sê, dat op hierdie oomblik het nie die mense blameer nie. Op hierdie oomblik het nie die familie blameer nie. Op hierdie oomblik het nie die vriende blameer nie. Hy het by homself gekom. Weet wat die moeilikste ding is, wanneer jy jouself begin bly. Dat is die moeilikste ding wat die mens kan doen, wat ons kan doen. As jy sê, dit het gebeur, Ja. is alright, Ja. maar dit was deur my. Hoeveel keer gaan jy jou pa blameer wat uit die huwelik uit geloop het? Ja. Is nou al 40 jaar, is nou Ja. al 30 jaar. Ja. Maar jy blameer nou nog jou man wat uit die huis uit geloop het. Ek was op my plek, maar my pa het die huis verlaat, baie wat ons jong was. En hy was werk toen hy nog nooit weer teruggekom. Ja. My gevoel, ek kan nie meer hier die huwelik, kan nie meer aangaan nie. En ek moest op myself kom, dat ek kan nie meer my pa blameer nie. Yes, sir. Ek moet myself blameer en Yes. sê, hier, wat gaan ek besluit hier vandaan? Jy het nie kontrole wat gebeur het met jou. Ja. Jy het nie beheer wat gebeur het met jou in jou lewe nie.
maar jy beheer wat kan gebeur Yes. in jou lewe. Hallelujah. Hy die jongen het beheer gehad van dit wat gebeur dat hy losbandig, hy was losbandig en alles. Maar hy moet op homself gekom het Yes, sir. en tot op die plek gekom het om te sê hier moet ek nou 'n punt van aksie moet ek nou in plek sit. Yes, sir. Hy kom by homself. Hy dink aan die goeie tye en die goeie dinge wat sy pa het. Hy sê, hoekom moet ek so lewe as my pa, prys die naam van die Here, se werkers dan beter lewe het as ek. As 'n plan van aksie. Hy staan tussen wat gebeur het en tussen wat God vir hom inspoor. En God bring hom op 'n plek waar hy met hom praat en sê, hoekom moet jy sterwe terwyl jy kan lewe? Hoekom moet dit dan so swaar gaan met jou? Halleluja. As die uitkoms dan hier is, Jesus. hoekom moet dit dan met jou so gaan, mama? Wanneer jy hoor die evangelie gaan uit, die evangelie van redding, die evangelie van verlossing, die evangelie van genesing, die evangelie van alles. En die rots vir my. Jy wil klaarmaak. Jesus. Jy wil klaarmaak, jy wil net toemaak. Jy besluit jy gaan terug. As jy pa sy huis toe. Kan ek met 'n backslider praat? Jy het die Here gedien. Maar jy weet nie wat het volk gegaan nie. Jy was gedoop gewees. Alles was gedoen gewees in die Here gedien. Maar somehow het die bekeringskap daar iets gebeur en iets seer gekry. Jy besef jy wil nooit weer die Here dien. En ek met jou praat. Jy het geloop. Jy het moeders geloop. Jy het alles gedoen in die kerk. Maar op een pad het daar iets gebeur. Maar die Here sê vanaf, keer terug. Keer nie terug na mense nie, maar keer terug na God toe. En hierdie man besluit, en hierdie jong man besluit, hy gaan terug. Hy staan op net daar waar hy is. Because hy is moeg om so te lewe. En God nodig iemand wat moeg is van sy omstandighede. Jy moet begin moeg raak van jou omstandighede. Om desperaat te wees, om uit te kom uit jou omstandighede. Ons is nog nie so desperaat om uit te kom uit jou omstandighede uit. Daarom kan God nie beweeg nie. Because God nodig iemand, en hierdie Bybel sê, hierdie man staan op, daar waar hy is. Hierdie jong man staan op, net daar waar hy is. En hy sê, gaan terug na sy vader sy huis toe. Ek wil in die atmosfeer spreek vanaf. Dat die Bybel sê, toe hierdie jong man aankom, ek sien mense aankom wat terugkom na die Here. Ek sien mense wat opstaan vandaan. Want sê ek vergeet wat dit wat agter my is. En ek strek my uit van dit wat voor is. En die Bybel sê toe hierdie jong man aankom, staan sy pa. Uit 'n verre land sien sy pa, daar kom my seun aan. En vandaag het ek gekom om vir jou te sê dat die Here wag net vir jou. En die Here sien jou aankom van ver af. Luister, prys die naam van die Here. Jou kleed wat jy aan en herken die Here jou. Stukkend soos hy is, ken die Here jou. Gebroken soos hy is, ken die Here jou. Halleluja, verwyte soos hy is, herken die Here jou. Hy sien jou aankom, hy sien jou pyn, hy sien jou lyding, hy kyk jou uit 'n verre land en jy kom terug. 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 Ja, dan
was nie lekker gewees nie. Maar ek keer terug. Dinge was moeilik gewees. Maar ek keer terug. Dinge het nie lekker gegaan met my kinders nie. Maar ek keer terug. En die Bybel sê, toe hierdie baie jong man sien hy hem daar aankom. En daar was 'n blye boodskap aan hierdie pa, dat hierdie jong man kom huis toe. En die skrul sê, dat hy sê, maar sy hierlinge, gaan alle klede, gaan alle ring met sy vingers, 'n vetgemaakte kalf, trek ons skoene aan vanaand, en die Here sê vanaand, luisteraar, die Here wil jou nuwe aanklere, wil die Here aantrek, klere van oorwinning, klere van uitkoms, klere, halleluja. Kom terug. Kom terug. Na jou zaligmaker toe. Kom terug. Want hy wil jou lewe, jammer. Kom terug na hom. Kom terug na die Here toe, nie na mens toe. Daar's nuwe klere wat vir jou wag. Daar's 'n ring vir jou vinger. 'n ring is symbolies van 'n nuwe verbond wat die Here met jou wil aansluit. God stel nie belang in van jy besluit in jare terug nie. Maar hy gee vir jou 'n nuwe ring as 'n nuwe verbond. Tussen jy en God. God prys die naam van die Here het 'n ring vanaand vir jou. Vir jou om 'n nuwe besluit te neem. Om te sê, Here, die vorige kere het ek miskien staat gemaak op die mens. Die vorige kere wil ek miskien mens tevrede gestel het. Maar nou, Here, gee my die rande. Ek wil hier aan my lewe wil ek aanneem. Ek wil 'n nuwe besluit neem met die Here. Maar jy saam met ons staan. Jy saam met ons staan. Jy saam met ons staan. Die Bybel sê, die pa sien hierdie jong man aankom. Die jong man het 'n besluit gemaak. Ek gee nie nou om wat mense sê nie. Ek gee nie om nou wat my pa se mense gaan sê nie. Want mense sê mos, jy het jou geld gevat en alles, wat soek jou nou weer hier? Jy het die Here gedien al, wat soek jou nou weer hier? Here dien sy al nou weer die Here, wat gaan we daar wil sê dat die hoor nie? Die jong man het opgestaan daar en sê, sy het jaaglik omstandighede en het teruggekom. Hy het teruggekom. Want dat die Vader sy woning is baie wonings en baie plek. Kom terug na die Here toe. Hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Die goeie Samaritaan. Hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Hy het my opgetel. Hy genees my wonde. En neem my aan sy sorg. Die goeie Samaritaan. Hy het my
as jy jou terugkeer. Die goeie Samaritaan. Hy sien. Hy het my opgetel. Kom na die Here toe. Kan ek saam jou bid vanavond? Hy het my opgetel. En wat jy nodig gemaak met iemand wat 'n nuwe besluit met die Here wil hê. Jy kan gou